Vandag saam met my in die ateljee, weer eens 'n briljante kunstenaar, 'n man sonder enige introduksie nodig, Matthys Roots. Hi. Hallo. Welkom. Dis lekker om weer te kuier. Waardeer. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het uit jou skedule uit om by ons te spesiaal hier gestop terwyl ek verbyry. Jy weet, dis lekker om sulke oomblikke te kan kry wat iets uitwerk. Dis nice. En mens kan kuier. Dis nee, baie dankie weer eens. Matthys, ons het soveel tyd vir 'n podcast en om nou jou jarelange ervaring op te breek en dit in 'n kort podcast in te sit, dink ek nie sit werklik in baie mense se vermoë nie, maar hier is ons nou. Kom ons begin. Vertel ons bietjie iets oor jouself. Hoe het jy gekom waar jy vandag is? Jong, is eintlik maar per toeval geweest. Ek het as student het ek maar begin sing om my sakgeld. Ander ouens het in kroeg gewerk, en waiters en so geweest. En ek het toe agtergekom, weet jy, maar as ek sing tannies lyk of hulle wil geld gooi. En toe het ek begin sing net eers naweke en toe later Woensdagmiddag, later donderdag, later maandag en toe later te sing ek 7 dae 'n week. Uit die aard van die saak het my studies toe so 'n bietjie agterweë gebly. Wat het jy gestudeer op daai tyd? Microbiologie. Genigtig. Ja. So jy sien net 'n mooi gesig nie, daar's iets tussen jou ore ook. Ja, ek weet nie. Ek het op 'n swat want ek wou sing, so ek weet nie of dit so slim was nie. Maar nee, maar uit myself die loopbaan het homself gekies. Ek was nie ou wat altyd gedroom het ek wil op 'n verhoog staan en vir mense sing nie. Ek het maar begin sing by default en toe net al hoe meer en meer begin sing. Nou jou vroeë musiekinspirasie, as ek nou daaraan dink, ek het 'n bietjie my huiswerk gaan doen oor jou. Jou vader wat vir jou eerste gitaar gegee het en jy het ook gedabbel in die musiek speel. Hoe sal jy sê het jou vroeë dae en jou inspirasies daarvan gevorm dat ons vandag hierdie unieke persoon het wat verby ons is? Ek dink ek het nooit direk besluit wie ek wil wees of wat ek wil wees nie. Ek het laat die omstandighede my lei. Okay. En wat ek miskien gelukkig daai tyd was, is ek was te skaam en teruggetrokke om deel te wees van die Afrikaanse popmark. Want hulle het net een resep gehad daai tyd. Selfs vandag nog steeds. Hulle het net een resep. En almal gebruik dieselfde resep. Jy hoor 'n Afrikaanse liedjie op 'n mail. Ek praat nie van die mainstream popmusiek. Ek praat nie van die youngsters wat inkom wat Herman Kleinhans en Spoegwolf en iets wat heeltemal iets anders bring nie. Maar jy weet jy, mainstream popmark is net een resep. En gelukkig het die ouens nie belang gestel in my nie. Want ek het 'n paar kompetisies deelgeneem, onder andere Crescendo, en ek was op televisie met 'n debuut program gewees. En al die ander ouens wat in daai mold gepas het, het die platenmaatskappye opgeraap gesê hulle wil hulle hê. En hulle wou my nie hê nie. En toe het ek besluit maar ek wil ook nie so toe gaan nie, want ek kan nie daai musiek sing nie. Dit pas nie by my styl. Dis nie jou styl nie, nee. En toe het ek gaan soek wat is my styl. En ek doen nog steeds daai styl vandag nog. Dis wat ek wil doen. Ek wil rustig wees en gesels met die mense terwyl ek die vertoning doen. Ek wil nie hulle met op die stoele staan en daar's niks fout met 'n lekker party nie. Maar ek probeer nie die ouens kry laat daar 'n vibe is, dat hulle beat met hulle die hele plek met kook nie. Ek het agterkom mense kan kook of 'n venue kan kook met selfs 'n Koos Du Plessis liedjie. Nou, as jy die mense net intrek, laat hulle luister. En jy vertel waaroor dit gaan. En vir my, ek hou daarvan as ek klaar is nie iemand sug en sê, ja, dis mooi. Dis ek wil hê. Nou jou vroeë inspirasies, jy is deur Koos Du Plessis, Lennon Cole, ekskuus tog knoop my tong nou sommer so, en Katjie Stewels, het gemaak dat jou musiek vandag is soos wat dit is. Wat het jou geïnspireer om daai kant toe te volg, as ek dit so mag stel? Dit het my persoonlikheid gepas. Dit is musiek wat ek graag wil luister en graag die storie van wil vertel ook. Dis lekker vir my om 'n lied te kan sing wat ek 'n ernstige storie ook kan vertel mee. 'n Storie verteller. Ek praat nie, jy kan 'n grappie ook maak, maar dit moet nie oppervlakkig wees nie. Ek is met jou. Ek sukkel met 'n boetie se sussie se antie se tannie se gunsteling liedjie wat hulle heeltyd bokkie gebruik, sokkie en jokkie. Dis net soveel keer al gebruik en deesdae wil almal nou net boer. Dit is niks fout met boer nie, maar dis die volgende stap. Almal wil agter daai 3 ouens met die boerboelreeks klere kom en hulle is gewild. Nou wil almal net dit doen. So almal hardloop agter 'n spesifieke styl aan of 'n spesifieke genre aan. Ek ken kunstenaars wat ongelooflike goeie kunstenaars is. En hulle moet daai musiek doen om in mainstream deur te breek. Dis reg en om in die dreef te bly soos klomp skape wat mekaar volg. En dis vir my bitter jammer. Laat van daai ouens moet 'n swakker produk lewer
om erkenning te kry. Of 'n meer kom ons sê eenvoudiger produk, nie 'n swakker produk nie. Hulle moet 'n eenvoudiger resep volg om erkenning te kry. Sal jy ook sê hulle kan nie werklik waar hulle talente na vore bring wat vir hulle gegee is en hulle regtig waar in Engels maak shine as gevolg van hierdie nie. Dit hou hulle bietjie terug. Nee, kyk hulle doen dit. Hulle onthou hulle moet net in die mark inkom. Maar partykeer word daai lied wat hulle bekend gemaak het so groot dat hulle nie daai kan breek nie. Die mense kom net daarvoor. So ek het al gekyk dat in 'n plek wat 'n ou sing en dan wag, hulle skreeu net al dan doen hy hy's 'n ongelooflike gitaarspeler, sanger en hy doen ongelooflike goeie songs. En die hele tyd skreeu hulle net vir daai een. Vir daai een liedjie. Vir daai een. Hulle luister nie eens die ander nie. Hulle soek daai een lied want dis die bekende ene. En as daai een kom ons sing almal saam en gaan party en as dit klaar is dan verdwyn hy weer in die agtergrond en dis maar jammer. Maar mense het 'n manier om deur te breek en of jy dit nodig om daai breek te kan kry. Nou as 'n medetalige liedjie skrywer in jou eie hoedanigheid waar jy Afrikaans, Engels en selfs in Nederlands sing, ekskuus tog. Wat sou jy sê is die uitdagings vir jou daar om dan jou talent na vore te laat bring? Eers dit gaan vir my net oor die emosie in die lied. Die emosie. Die emosie, ja. As jy die storie met emosie kan vertel en miskien is ek gelukkig daarmee die tipe musiek wat ek sing, die tipe liedjies wat ek sing. Koos du Plessis en Leonard Cohen het hom so geskryf, as jy die lied sing, dan werk die musiek en die liriek en die storie werk saam. Jy kan hom nie regtig anders vertolk nie. Dis hoe hy daar's een manier en dis daai manier. Ja. En al doen ouens hom heeltemal anders te, maar dis dieselfde emosie wat deurkom. Die twee werk saam. En dit is vir my resep wat ek maar ek het ook nie 'n doelgerigte resep nie. Ek het nog nooit 'n lied gekies. Ek sê hoor hierdie ene gaan 'n hit wees. Mense gaan van hom hou nie. Ek het 'n hit nodig nie. Ek het een keer in 97 het ek 'n lied gekies op 'n album en gedink dit gaan 'n hit wees. Het niks gebeur met hom. En dan weer die musiek wat ek nou nog sing wat ek van daai tyd af al sing wat ek opgeneem het. Wat werk is die wat ek gekies het. Hoor ek dink wow. Ek wil daai storie ook vertel of ek wil daai lied ook sing. Ek wil hom nie sing om te verkoop nie. Ek wil hom sing want ek wil hom sing. En mense tel dit op. Mense tel daai of nie sê eerlikheid nie, maar hulle tel daai verbinding. Hulle kan optel dat ek dit regtig ek het al liedjies wat ek gesing het laat my mense naby en sê hoorie maar daai lied dan luister ek die oorspronklike dan sê hulle hoorie nee. Hoekom? Sê ek maar ek hoor die storie. En dan word een van my gewildes. Want ek wil die storie, ek het die storie gekies en die musiek gekies en nie die kommersiële waarde gekies nie. Dit is my lekker om verras te word deur die musiek wat ek kies ook. Dis 'n baie mooi manier om dit te stel. Dis 'n baie 'n persoonlike vraag wat ek gewoonlik aan al my kunstenaars vra, aan jou ook nou gerig is bygelowe. Voordat jy op gaan tree en voordat die show na vore kom, is daar 'n geheime resep, 'n geheime ritueel, 'n bygeloofie of iets wat jy moet aanraak anders te gaan die show nie 'n goeie show wees nie of so iets. Is daar so 'n ding wat jy doen? Nee, ek is glad nie. Ek is eintlik geweldig oppervlakkig as dit daarby kom. Ek het nie eens 'n probleem met voor die tyd of iets of eet of drink nie. Ek sal partykeer vergeet ek moet amper opgaan. Ek sal sit en as ek nog besig met iets en sê hoor jy is nou 30 sekondes. En dan gaan ek. So ek het glad nie ek wil net altyd voorbereid wees. Dis hy. Onvoorbereid. Sal ek nie sommer opgaan. Dan af hoe die aand homself verleen, maar op my eie sal ek nog 'n kans vat. Ek het gisterand het ek vir die mense gesê hulle kan kies. En my reël was gisterand, ek het gesê as hulle 'n lied kies wat ek nie kan sing nie, dan sal ek die tequila vat. Maar die voorwaarde is hulle mag net 'n lied kies wat hulle weet ek al gesing het, wat ek opgeneem het. So ek sing en dis die ander ding, ek sing net musiek wat ek opgeneem het. Ek sing nie in my vertonings sing ek nie 'n lied wat eergister bekend geword het en ek wil hom nou ook doen nie. Ek sing net my hele repertoire wat ek doen is alles musiek wat op 'n CD iewers te lê. So ek het vir hulle net gisterand gesê dis die ander voorwaarde. Hulle kan nie nou net uitkom en sê Bohemian Rhapsody nie. Want ek het hom nie opgeneem nie. Dan sê ek dan drink hulle die tequila. Te verstaan. En niemand het iets snaaks gevra nie. So ek het net een lied het ek die koortjie vergeet. Want ek het hom te lank terug gesing. Dis ook een wat ek in 1997 opgeneem het en ek Mike Batts song nogal. En ek het hom nooit weer gesing nie. En daar's iemand wat toe nou weet ek sing hom en
En toe kon ek die koor nie onthou nie. Toe het ek nou maar Het jy daarom die helfte van daai ja, toe tequila deel so- ons ja. Toe vat ek die helfte hulle die helfte. Ekskuus, daar stamp ek die Nee, mikrofoon. is doodreg, is Toe deel doodreg. ons maar net die tequila. Dan Matthys, in jou wêreld, teenspoed het jou getref in 2009. Ek wil nou nie oor dit gesels nie. My rigting wil ek meer wil ingaan is oor hoe het dit jou musiekloopbaan aangetref? Hoe het dit jou veerkrag, hoe het dit jou perspektief oor musiek benader en of om shows te gaan doen? Deel met ons bietjie hoe dit verander. Dis like amper niks nie. Rarig. Ek spot altyd sê vir mense, die enigste ding wat beter is, ek dans beter. Ek's meer grasieus. Uit die aard van die saak het jy meer selfvertroue gekry in wie is, want jy moet met selfvertroue opkom. Help nie Dis ek hy. kom op die verhoog en ek lyk nou beteterd nie. Want dit wil jy nie hê nie. Nee, Jy wil hê die mense moet voel jy's daar met oorgawe. dis reg. En dis miskien die enigste ding wat ek gekry het. My stembande is klein bietjie aangetast geweest. Ek het nou eendag eers vir ekstrale gegaan net om weer alles te check. Ja, Toe het ek eers uitgevind hoeveel ek gebreek het, want die radioloog het gesê hoor jy het daar gebreek en daar gebreek en daar gebreek en ek het nie geweet van al daai breuke nie, oh wow. want ek het te lank net gelê. En toe sê hulle vir my maar die ou kan sien my stembande, daar's 'n klein deeltjie van my stembande wat lyk of hy verlam is. So my hoë note is nie meer daar nie. Maar ek was verstaan. nooit bekend vir ou wat hoog sing nie. Wat nooit die, So, die ja. eerste tenoorvlak in Ja, gegaan ja. het nie. So daar was vir my liedjies wat ek ophou sing het, wat ek net nie meer kon sing nie. Te verstaan. Want ek het 'n baie groot range gehad. Maar dis nou 16 jaar later en dit begin stadig terugkom. Oh, So nou en dan nou eendag aand Mhm. om 'n kampvuur met 'n hele paar rooibos tees. Toe begin iemand 'n song sing wat ek altyd gesing het. Toe begin ek saam sing. Toe dink ek my maggies, maar daar kan ek nou bykom. So dit het 'n klein bietjie teruggekom man, nie. Maar buiten dit, ekskuus, ek het nou afgedwaal. Nee, geen sis Maar nie, geen sis nie. nee, ek het baie min verander. Ek het altyd doodstil gesit op die verhoog. Ek het nêrens heen beweeg nie. Ek was nie 'n rondloper nie. Ek kon nie met 'n mikrofoon in my hand stap en sing nie. Ek wil sit en sing. En speel. En wat nou lekker is, nou kan niemand vir my sê loop 'n bietjie rond nie, want ek kan nie. So nou moet hulle my uitlos dat ek sit soos ek sit en ek hou daarvan. Nou, stories en lewendige optredes. As ek so na jou webwerf nagaan en ek gaan kyk op jou optredes, dan sien ek daar gebeur nogals relatief baie dinge daarso. Wat is onvergeetlike oomblikke wat in jou optredes gebeur het? Iets vreemds, iets wat nog nie oorvertel was of iets nie, iets wat jy met ons kan deel daarso. Dis like so, ek is eintlik half soos ek nou net gesê het, verrassend boring. Ten spyte van al die goeders wat ek doen. Dis hy? Daar's baie min. Ek het klein oomblikke Dis hy? wat net die mens wees, veral in die platteland, by sulke plekke. Wat dit uitkom. Jy weet ek het nou eendag net in Askam gesing en dit was bitterkoud. Op 'n stadium sê ek het vir hulle, ek gaan nou moet ophou. Toe kon gooi tannie my toe met 'n pink kombers, maar ek is die heks van Endor gelyk. Sit hom so oor my kop oor die gitaar so gegooi. Nou kan ek hom terwyl ek sing. Aha. So dit sing ek maar klaar, dan neem mense foto's en dan na die tyd En hier sit jy met hierdie pink kombers voor jou. Ek het een keer in die winter in Koelsberg gesing op pad soontoe. Het dit sulke stukkies gesneeu langs die pad. Dis hy? Dis bitterkoud en ek het in die stadsaal gesing. En dieselfde ding, ek het op staan, ek sê net vir die mense, hoor, ek kry net so koud. Ek gaan 'n rukkie ophou gitaar speel. Ek sit op my hande. Dat die ouetjies kan warm word, en dat jy kan en beweeg. dan sing ek net met 'n backtrack of twee. Mhm. En terwyl ek sing, kom 'n tannie nader gestap en sy al 'n warmwatersak uit haar bors uit. So klein pink, so klein baba warmwatersak. Sy sê gee hom vir my dat ek my hande daarop kan sit. So Lyk my pink as jou kleur, hoor. ja, nee, dit is so jy weet, as ek het klein goed, maar die mens wees. Dis die dinge, die mense wat ek ontmoet langs die pad. Die vriende, die hartseer is, mens vergeet dit op 'n groter prentjie. As jy die ouens uit konteks iewers ontmoet, dan vergeet jy hulle. Maar as ek deur die dorpie ry, dan onthou ek die ouens, hulle kom bel en sê hoe gaan dit? Maar as ek hom in die verkeerde plek of die verkeerde konteks sien, dan so ek voel van my kant af is dit die ding wat my ontstel dat ek regtig mense wat ek mee kon kuier en buite konteks dan het ek nie idee wie hulle is nie. Hulle moet altyd eers voorstel. Maar dit is dalk ouderdom ook, of ek het my kop baie hard gestamp ook, so ek het dalk miskien 'n verskoning aan daai kant ook. Maar ek dink dis die een ding wat net half embarrassing kan wees, nie in die vertoning self nie, maar na die tyd wat jy saam met iemand gekuier het. Uit die aard van die saak wat ons 'n groepe is, daar is interessante goeders met 3 van die bestes. Asseblief deel. Of met 6 snare of daai ding, jy weet, daar jy weet, want daar kan net meer verkeerd gaan in so 'n groep. So dit is een later of een sy mikrofoon verloor, of as ek my woorde vergeet, terwyl ons op die stage staan en sing, en dis my versie,
ek maak nie woorde op nie. So ek en Dani Neas en Kevin Leo het al gestaan en sing by KAK&K, To All Girls I've Loved Before, en toe my versie begin, toe vergeet ek, slaat ek bot toe stap ek af, toe wys ek vir Kevin vat oor. Ek het net kom staan om te sing, en toe stap ek dit weer af, want ek kan nie woorde opmaak nie. So dis maar my eie klein foutjies in die lewe wat ek maak. Maar buiten dit is my vertonings eintlik, ek wil dit nie so groot aanbied dat daar te veel kan verkeerd gaan nie. So dis my lekker om dit net, en dan partykeer ry ek ry of ek stop in Hoopstad, dan bel ek die mense, sê ek hoor hierso, ek kry nie die stadsaal nie, ons sê nie Hope Town, nie Hoopstad nie. Twee verskillende plekke. Dis nogal ver uit mekaar, jy weet dan. Twee verskillende plekke. So sulke foutjies soms baie keer maak dat jy Lady Brand, Lady Smith. Daar's twee Lady Smith. Lady Grey ook. Lady Grey, daar's twee Lady Smith, daar's die Lady Smith en 'n Lady Smith. Ja, daar's twee en dit kan jy nogal in die moeilikheid dat beland en wat jy mense nogal benoud kan kry. Om 'n vlug te mis en jy's dalk in die moeilikheid en jy weet nie of jy die vertoning gaan maak nie. En hoe jy dan of as die krag afgaan. Weet dis die oomblikke wat ek onthou. Kom by plek in die krag is af en almal staan groot oog gaan en hulle akoesties. en dan sit jy net nader en doen dit akoesties. Dis die oomblikke, daai oomblikke hou ek van. Om dit so te kan swaai, om daai absolute wanhoop te kan omdraai na iets wat kan werk. Ja, dis mooi. So ek sal daai onthou. Iemand het 'n plan kan maak of as ek 'n plan kan maak en saam met die mense iets doen. Natuurlik en dan die hele land plekke wat mense sing. Van die Kalahari, van Askam met die Pinkombers op my kop. Tot in die duine in Namibië. Ons het by wat is heel bo nie Ruakani, was die rivier daar bo die mond, heeltemal op die Angola grens. Ons het tot daar gery met 4x4's. En toe ou Kersaand was ons daar. En toe sing ek daar vir almal in die hele groep, doen ek aan so 'n klein mini konsertjie. En dan is dit nou 'n konsert wat ek ook van hou. Normaalweg wil ek nie my eie konsert kyk. Net wat daar is. Ja, nee, dis alles daar en jy's tussen die duine. En ek hou van daai oomblikke. Dis my oomblikke wat ek op leef. Nie noodwendig 'n verskriklike groot iets met baie mense nie. Natuurlik, jy weet, van my baie lekker vertonings wat ek kan onthou. Ek het in die Sande Plessis het ek my Leonard Cohen DVD live opgeneem. Baie nice, ja. En dis 'n oomblik wat ek baie lank sal onthou. Daar's iets spesiaals aan marmervloei wat daar is. Nee, dis 'n pragtige gedeelte. Met die 1000 mense wat daar sit en regtig wil kom Cohen luister. Daai oomblikke bly altyd by jou. En saam met die orkes wat ek mee saam was, die musikale oomblikke wat jy saam met daai ouens kan beleef. Baie nice. Nou, Matthys, met meer as 75,000 volgelinge op Facebook en met meer as 6,000 luisteraars op Spotify, die tegnologiese wêreld kan 'n mens nie weggooi nie. Wat is jou strategie in die aanlyn wêreld? Wat maak jy om jou voetspore daar te maak? Ek is eintlik bietjie stadig. Is baie moeiliker om in te kom op ons ouderdom as jy net nie jou jy weet, dis soos weet my pa, ek kon nooit my pa eers so ver kry dat hy CD wil luister amper nie, want hy het 'n plaat gehad. Jy weet, dis moeilik om daai skuif te maak. So my Facebook is ek gelukkig dat ek hom redelik kon gegroei gekry het. Maar ek dink nog steeds hulle blok jou as jy hom te veel gebruik of te veel, want hulle weet wanneer jy adverteer. Dis reg, ja. Daar's 'n algoritme wat iets, as jy net 'n grappie maak, dan sien 1000 mense dit. Maar as ek daai selfe grappie maak en ek sit 'n link by wat 'n show adverteer, dan gebeur daar niks nie. So iewers te weet hulle jy's iemand wat bereid is om te betaal. So ek gebruik Facebook deesdae eerder as koerante. Ek koerant advertensie werk nie meer nie. Selfs radio. Ek het al 'n hele paar jaar terug wat ek ook 'n groot vertoning gedoen het in Pretoria, ook 'n DVD-opname. En ek het met 'n baie groot radiostasie se oggend se breakfast program ingegaan en hulle vertel net vir jou hoe hierdie gaan groot gaan. En dan hou ek die kaartjie verkoop dop, dan gebeur daar niks nie. So dit is nie meer noodwendig wat werk nie. Jy moet al die media's gebruik. Dis reg. Die ouens het nodig, hulle hoor hom op die radio, maar hy vergeet hom, hy's nie verkeer vas. En dan môre hoor hy hom by 'n ander plek
en dan sien hom iewerste en dan dink jy, hoorie, ek moet daai kaartjie nog kry. Dis reg, So maar ek hy's nog probeer- nie tot aksie geroep nie. Dis hy. So my Facebook probeer ek half meer op 'n entertainment vlak doen. Ek probeer dit as 'n aparte ding kry dat as ek advertensie doen, moet hy nie net 'n boring ad wees. Hallo, ek is Matthys Roots. Nee. Kom kyk vanaand nee, vir my, Dani, want almal doen dieselfde. Dis hy. So ek probeer dit 'n klein bietjie anders doen, maar dit is moeilik om elke keer iets nuuts uit te dink. Jy sê 6000, ek 6000 op Spotify. Ja, nee, my huisvrou Ek weet dit sê nie vir eens my, nie. ekskuus tog, 6600, net myself daar regstel maandelikse Spotify luisteraars. Dis hy. Awesome. Okay, nee, daai weet ek nie eers nie, want dit is vir my ek het nog net 4 van my series opgelaai en ek het amper iets in die 30 series wat ek al Of opgeneem het. vrygestel het, ja. Series en DVD's wat ek vrygestel het. So hoe kan ek verstaan hoekom ek net soveel gekry het? Ek moet net alles begin. Gaan sit alles daar. Ek moet net alles laai want jy weet dan begin van baie ek kom agter ek gaan nie mense gaan soos 'n serie gaan mense sê ek wil vanaand daai een luister. Mense luister nie meer musiek so nie. Almal het 'n playlist. Dis hy. Hy sit hom aan en hoe meer musiek jy het, hoe meer gaan jy daarop of deel daarvan word, jy weet. Dis reg, ja. So ek moet eintlik daai maar so ek het nie geweet dis wat ek het nie geweet is ek op Spotify. Jy is op Spotify, ja. Okay, ja, jy sien die platform wat ek gebruik, deel dit met al die ouens ook. Die ouens wat ek doen, hulle stuur dit uit na iTunes en Spotify en almal en YouTube, hulle hanteer dit. So dis 'n Amerikaanse maatskappy wat ek net my goed oplaai. Okay. So hulle sit maar net daar, maar ek kan 'n bietjie gaan werk aan my. Want ek kan nie 75000 op Facebook hê en 6600 op Luisteraars aan Spotify se kant nie. gaan bietjie ek gaan julle opdateer en vir julle sê wanneer ek 7000 kry. Die Wanneer ek wiskunde is 7000 daar. breek, ja. Dan Matthys, is jy op die oomblik in die ateljee? Is daar iets waarmee jy besig is? Kan ons 'n nuwe kan ons dan nou 31 albums of DVD's kan ons verwag? Is daar iets waarmee jy besig is? Yes, like, ek glo nie 'n formele album dink ek nie meer gaan die moeite werd wees nie. Ek sal moet begin kyk nou na nog 'n lied. Ek dink so 'n bietjie net aan wat ek het tussenin wat daar lê in my argiewe van musiek wat ek partykeer het jy eers tyd nodig. Jy het iets in jou agterkop was en jy los hom. En later gebeur iets in jou lewe en dan maak daai 'n sin. So ek moet daarna kyk. Ek het wel een van Leonard Cohen opgeneem bloot net oor mense vir hom gevra het. Al die jare, want ek doen altyd die rustige goeters. Maar hierdie ene vra iemand en ek het hom opgeneem. En ek sê oortuig dit gaan een wees wat regtig suksesvol gewees nie. Maar is net Closing Time van Leonard Cohen met 'n bietjie partytjie musiek is, jy weet. Wat 'n bietjie tong in die kies net vertel van die bar en die vioolspeler en die tannie wat bietjie oorig is. En sy pla al die oomies. Mooi gestel. En so. So hy is daar, ek wil hom nog net klaar maak en ek wil net 'n video saam met hom maak. Ek het 'n idee om net 'n bar scene te doen wat ek crowdsurfing doen op 'n baie lang tafel met 'n rolstoel terwyl ek hom sing. So gentleman's club terwyl jy daar oor hulle gaan. Dis ek wil eintlik so tipe iets doen, maar ek as ek 'n idee kry partykeer ek voer nie dadelik uit voor ek nie weet daar's hy nie. Die oomblik as ek weet dis die idee, dan gaan ek voluit. Maar so dis dalk die binne die volgende 6 maande of 'n jaar of 2 jaar. Ek moet net die idee vir die video, hy moet nie geforseer word nie. Ek wil weet dis die video wat ek wil doen. 'n moontlikheid vir 'n autobiografie? Ag nee, ek het hulle het my ingepraat 'n boek wat mense uitgewers het my ingepraat in 'n boek in 'n jaar na my ongeluk. En dit is 'n verskriklike moeilike proses gewees. Ek was toe nog nie heeltemal fisies daar waar ek wil wees nie. En ek het die storie vertel en alles gedoen en ek is nou spyt ek het daai tyd daai storie vertel. Want ek het alles wat ek nou kan sê. Kan ek nie meer daarbey aansluit nie, want ek het daai keer te veel uitsprake gemaak oor ek nog onseker was oor die rolstoel. En nou het my dinge verander en ek het soveel meer gedoen. So ek glo nie ek sal weer indoen. Ek dink wat vir my belangrik is om myself uit te leef. As ek gisterand toe ek nog gisterand by Asphalt Klap sing. Ek wil hê die mense moet sien ek's okay. Dan voel ek dit spreek van self. Jy hoef nie noodwendig 'n storie te vertel nie. Ek doen baie motiveringspraatjies ook. Nie motiveringspraatjies nie, net 'n praatjie. En ek probeer net met die mense praat, maar ek het nie 'n resep nie. Ek kan nie vir hulle sê, hoorie, staan elke oggend 6 uur op en dan sê vir jouself, hoorie, ek's okay nie. Of jy weet, sê vir jouself en kyk jouself in die spieël. Daai tipe ek kan nie sulke goed doen nie. Ek wil opstaan en
wat ek voel daai dag wil ek myself kan uitleef mee. Ek verstaan. En ek wil opgewonde wees oor 'n nuwe produk of 'n nuwe projek of 'n nuwe avontuur. Yes. En ek wil nie myself in 'n avontuur indwing wat ek onseker oor voel nie. In my kop eweslik voel ek nou kan ek hom doen. Toe ons die nou dag in die woestyn daai duine gery tot by Kunene Mond. Dis die plek. Dis sy naam. Daar kom hy nou na vore. En ek het my kop hard gestamp onthou. Kunene Mond. Toe moes ons waar ons kom in die nag tent opslaan en ek slaap net daar in die woestyn. En aanvanklik was ek baie onseker of ek so iets sal kan doen. Maar die rolstoel maak gesond vir 'n mens daai. Maar die probleem is die rolstoel het seker klein goedjies, jy weet, om jou neus te poeier. In die woestynsand is nogal moeilik in 'n rolstoel, jy weet. En dis die goed wat ek baie onseker was oor. En ek het 'n paar planne gemaak en ek is met daai planne het ek gegaan en toe werk dit perfek uit en 3 jaar later toe gery ek Loederitz Walvis Bay, weer duine. Want nou het ek daai ys gebreek. Ervaring agter die rug, ja. En dis wat vir my lekker is. En ek hoop mense sien dit raak. Ek hoop mense kan die onsekerheid sien waarmee jy partykeer 'n projek moet aanpas. Die eerste keer toe ek weer af Kaap toe gery het. Of KAKNK toe, was presies 'n jaar na my ongeluk. Toe ry ek alleen af KAKNK toe met my kar. En jy's onseker. Jy weet, wat maak jy? Ek ry alleen, pap wiel. Wat maak 'n man dan nou? Waar stop ek? Watter garages? Weet, waar is daar rolstoelplekke langs die pad? Waar gaan ek slaap? Wat weet jy's en ek moes dit net eenvoudig doen. En met daai onsekerheid kon ek dit doen. En dan maak daar 'n ongelooflike wye wêreld gaan vir jou oop. As die oomblik as 'n mens vir daai vertroue het. So vir my, weet die enigste storie wat ek kan vertel in 'n autobiografie. Behalwe net al die nonsens wat ek aangejaag het en die projekte wat ek die avonture wat ek gehad het. Dis hy. Is net maak jou eie deur oop. Moenie wag dat iemand die deur vir jou oopmaak nie. Dis 'n mooi. Want jy weet as jy reg is om die deur oop te maak. Maar as iemand die deur vir jou oopmaak, is daar altyd onsekerhede wat daar lê. En dis hoe ek dit maar probeer sien. Ons slotvraag. As 'n as 'n welberoemde naam in baie huise, as jy moet aan 'n nuwe jong individu, aspirerende musikant, hom of haar enige blokkie advies kan gee, wat sal jou raad wees? Dis vir altyd die moeilikste ding, want ouers hulle sal my baie keer kontak, veral ouers sal my kontak met hulle kinders wat kan sing of hulle en die meeste van hulle wil 'n vraag hê van watter deure ek vir hulle kan oopmaak. Okay. So hier kom ek terug op daai ding. Ek het nog nooit so aan analogie eens gedink nie. Maar hulle dink ek het kontakte en ek kan dit doen. Die mense besef nie hoe moeilik dit net vir ons ook is, net om heeltyd relevant te bly nie. Dis regtig dat jy moet baie moeite doen om dit te kan doen. En al wat vir my gewerk het is om myself te wees. Nou kom ek terug by vroeër in die gesprek. Dis hy. Jy kan net sukses hê as jy jouself is. Jy moenie 'n ander na die omgewing gaan kyk en sê almal hou daarvan. Kom ek volg daai roete. En volg daai roete, want dan is jy nie jouself nie. En as jy van daai roete hou, as jy 'n partytjie hou, is by all means doen dit. Gaan vir dit. Doen dit. Maar moenie dink eers ons is gewild daarmee en daarmee nie. Weet ek het al baie keer as ek verhoog deel met ouens, dan raak hulle ontstel as ek 4 koosdoeplietjies in 'n ry sing. Dan sê hulle hoor jy my verloor die crowd. Jy weet, en nou moet hulle weet ek moet 'n halfuur sing, dan moet hulle 'n volgende halfuur sing. Dan sê hulle verloor die crowd, jy weet die energie sak net. Dan wens ek kan vir hom 'n video maak en wys as ek sing as die mense doodstil en hulle kyk na my. As hy sing, dan party hulle luister, hulle party, hulle party hulle drink en praat en kuier en klap hulle hande. Dan weet die crowd verloor. Die energie beteken nie jy die crowd gewen nie. Maar jou vraag net mooier te antwoord daarmee is, lees jou gehoor, want hulle weet wat jy uit jou hart uit doen. En as jy sing wat jy regtig van hou, dan gaan hulle daarvan hou. En dan gaan jy daarmee kan verder gaan. Dis hy. Matthys, dankie. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou wysheid, dankie vir die briljante persoon wat jy is. Dankie dat jy met ons gedeel het. Ons wens jou werklik die pad vorentoe alles van die beste. Mag gaan nog vele snitte en nog baie video's kom. Ek wens jou ook die beste toe met daai crowdsurfing en dan gaan op die uitkyk wees vir hom. Nee, ek moet dit nie doen. Ek gaan dit doen. Ek sal vir julle stuur. Dis reg. Net onthou. Maar baie dankie vir die gesels en baie sterkte met julle. Dit is altyd lekker om te sien daar's 'n nuwe kid on the block. En wat sy eie en julle doen julle eie ding en ek hou daarvan. Jy sien julle het nie 'n beheerraad of iemand wat julle manipuleer nie. Kom terug na wat ek vir die kunstenaars ook sê.
doen jou eie ding. Doen jou ding. Baie dankie. Dankie Matthys. Ons